Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie. Ek hoop jy het 'n fantastiese week gehad en dat dit wat ons laasweek met mekaar gedeel het, dat jy regtig iets daaruit geleer het, gegroei het daaruit. Hierdie week gesels ons oor ons kindskap, die feit dat ons 'n kind van God is en dat ons dus ook anders te moet leef. Maar ons gaan nou daarby kom en kom ons sluit die oë en dan bid ons saam en dan vra ons vir die Here om hierdie teks ook aan ons te openbaar en bekend te maak. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie dag. Baie dankie dat U saam met ons gaan en dankie dat U altyd getrou is. En dit is ons gebed, Here, dat U hierdie woord aan ons sal openbaar, dat U dit op 'n baie verstaanbare manier aan ons sal bekend maak. Baie dankie vir U liefde. Dankie dat U omgee vir ons en U genade. Ag Here, kom praat net vandag met ons. Ons luister in afhanklikheid na U stem wat deur die Heilige Gees na ons toe kom. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou goed, soos ouer gewoonte gaan die gedeelte op jou skerm verskyn en ons gaan vandag met mekaar gesels van 2 vers 28 af tot en met einde 3 vers 10 wat gaan oor kinders van God. En kom ons lees saam. En nou, liewe kinders, so dis weer eens Johannes wat 'n disipel is wat regtig op 'n sagte manier werk, met die liefde werk en hy sê ons is kinders en hy praat ook miskien vanuit sy ouderdom uit, praat hy met ons en hy sê vir ons, en nou, liewe kinders, julle moet in hom bly. Hy sê dis, jy moet in Jesus Christus bly, né? Hoekom? Sodat almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie en by sy wederkoms nie beskaam voor hom sal staan nie. So hy kom sê vir gelowiges, sorg dat jy in Christus bly, sorg dat jy in 'n verhouding met Christus bly en ek dink dit is baie belangrik om in 'n verhouding met Christus te bly, want hy sê dit het bepaalde gevolge. En hy sê die gevolge is dat jy in die eerste instansie niks te vrees sal hê by die dag van sy wederkoms nie, want as jy sy kind is, dan kyk hy natuurlik, dan kyk die Vader na jou deur wat ons al vir mekaar gesê het, deur die kruisdood van Jesus, kyk hy na elkeen van ons. En daarom sê hy, jy hoef dan ook nie beskaamd te wees voor hom nie, om beskaamd voor hom te staan nie, want jy is in Christus, jy het 'n lewe gelei wat aan Christus gewy is, en ek dink dit is wat hy vir ons hier wil sê. So, primêr, sorg dat jy, as kind, dat jy in hom bly, dat jy in Christus bly. Goed, dan sê hy in vers 29 vir ons, aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe 'n kind van God is. So hy sê, hy gebruik weer eens baie dieselfde term as wat Paulus gebruik om te sê dat Christus die regverdige een is. So menende, Jesus Christus se regsposisie voor die Vader is dat hy 'n regverdige een is. En nou sê hy, omdat jy in Christus is jy ook dus eintlik geregverdig en die tipe lewe wat jy leef is 'n geregverdigde lewe, menende dat jy eintlik menende nie 'n veroordelende lewe leef nie, wanneer die Vader is gelukkig met jou lewe, want jou lewe is in Christus veilig verborge. So, hy is regverdig, daarom is jou lewe ook regverdig. En dan sê hy noem jou, jy is 'n kind van God. En kom ons kyk dan by hoofstuk 3 van vers 1 af, wanneer hy sê, kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. So hy wil hulle net daaraan herinner, aan hierdie liefde, en hy sê, hy noem ons kinders van God. Jy is 'n kind van God. En ons is dit ook, so hy bevestig dit. En hy sê, en die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Nou, hier is 'n baie belangrike ding. Hy sê, die wêreld, daar's verskil tussen 'n kind van God en die wêreld se kinders. En hy sê, die wêreld ken nie
die kinders van God nie. Kom ons kyk weer wat sê daardie vers. Hy sê dan ook in die vers 1b, en die wêreld ken ons nie. Hy sê die wêreld, jy leef nie in verhouding met die wêreld nie. Jy's nie, as hy sê die wêreld ken jou nie, jy's nie veronderstel vanuit die Grieks, jy's nie veronderstel om in 'n verhouding met die wêreld te leef nie. Die wêreld moenie vir jou so belangrik wees nie. Jy's veronderstel om in 'n verhouding met Christus te leef, sê hy. So hy sê die wêreld ken ons nie. Ons is eintlik 'n vreemdeling vir die wêreld, omdat dit hom nie ken nie. Dit ken nie vir Jesus nie, die wêreld. So Jesus leef nie in 'n verhouding met die wêreld nie. Jesus het gekom om die oorwinning oor die owerste van hierdie wêreld te kom haal, want Jesus wil hierdie wêreld kom nuut maak. So hy sê dan dieselfde vir jou, omdat jy in Christus is, ken die wêreld jou ook nie. En dit is 'n baie belangrike ding. So is die wêreld gaan eintlik teen jou wees. Die wêreld gaan jou nie goedgesind wees nie, want jy's 'n kind van God. Vers 2. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is 'n baie belangrike ding wat hy sê, wat jy moet onthou vir jou lewe hier op aarde. Jy is nou reeds 'n kind van God. Jy is nou reeds 'n burger van die koninkryk van God, soos wat Paulus maar sou sê. Dis nie iets wat eendag gaan gebeur nie. Die dag toe jou lewe vir Christus gegee het jy 'n kind van God geword. En het hy jou aanvaar en het sy liefde in jou lewe ingekom. Het hy in jou kom woon met die Heilige Gees. So hy sê vir jou, weet net, jy is nou reeds. Dis wat ons moet onthou. Dis jou stuk identiteit. Jy is nou reeds 'n kind van God. En dan sê hy ook oor die verheerliking, dis nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, wat ons eendag gaan wees nie, né? Ons weet dit nie. Maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Hy kom met die verheerlikte liggaam, kom hy weer terug na die aarde toe, want hy het mos nou opgestaan uit die dood. So hy sê, ons weet nie hoe ons verheerlikte liggame gaan lyk nie. Ag, mens kan sekerlik daaroor lees, wanneer Paulus daar in 1 Korintiërs 15 onder andere daaroor skryf, maar weer eens, die gestalte daarvan weet ons nie. Dit is ook nie regtig belangrik om te wil weet hoe presies, hoe oud gaan ek wees, daar's nie tyd daar nie. So, dit is nie ons bekommernis nie. Ons moet net die vreugde ervaar van iemand wat op 'n baie besonderse wyse teenwoordig is in die teenwoordigheid van die Here. En ek dink dit is die belangrikste. Hoe sê die Engelse? That's the ultimate wat ons moet nastreef. So, is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien soos hy werklik is, sê hy. Ons sal hom sien, want hy gebruik hier, ons kan nou dink aan dit wat Paulus sê, wanneer hy sê in 1 Korintiërs, ek dink is 1 Korintiërs 13, wanneer hy sê, ons kyk nog soos in 'n dowwe spieël, so 'n bietjie van 'n raaiselagtige beeld, want daai tyd het hulle nou nie so mooi spieëls, sulke helder spieëls gehad soos wat ons vandag het nie. Hulle het maar 'n stuk metaal gevat en het baie blink gevryf, gepoleer, en dan kon hulle refleksie daarin sien. So dat as ek na die stuk metaal kyk met my refleksie daarin en ek sien die werklike persoon, hy sê ons kan miskien ietsie van 'n refleksie sien van Jesus Christus. Ons hoor oor wat hy gedoen het, hoe hy geleef het. So jy vorm 'n prentjie. Maar daar kom 'n dag wat jy hom werklik gaan sien, wat jy hom in die oë kan kyk, wat jy sy stem kan hoor. En hy sê na daardie dag sien ons uit dat ons wat kinders van God is, dat ons dit gaan sien, dat ons vir Jesus Christus self gaan sien. Wat 'n dag om na uit te sien, inderdaad. En hy sê dan, goed, as ek weet, ek kyk eintlik nou in 'n dowwe spieël terwyl ek hier op aarde is, maar Jesus Christus, eendag gaan ek op so in die oë kan kyk, en dan gaan sy heerlikheid alles daar wees, en ek gaan die liefde in sy oë kan sien, die sagtheid in sy oë, ensovoorts. Maar dan sê hy een ding vir ons ook,
wanneer hy sê, elkeen wat hierdie verwagting koester, sê hy, in verband met hom koester, vers 3, hou homself rein, soos wat Jesus rein is. Hy sê, ek wil graag Jesus sien vir wie en wat hy is. Ek wil nie vrees hê om hom te sien nie, want hy is my verlosser. Hy is die ene wat my lief het, en ek is verborge in hom, en hy sê, omdat al daardie goed waar is, leef ek 'n lewe soos wat Jesus wil hê ek moet leef. Leef ek 'n lewe soos 'n koninkrykskind, leef ek nie 'n lewe soos 'n wêreldling nie. Hy sê, ek hou myself rein. Ek hou myself rein vir Christus. Ietsie van daardie om heilig te wees, want hy is heilig. Daarom is ek heilig. Ek probeer heilig leef, en dit sê eintlik om afgesonderd vir hom te wees. En dit is wat hy vir ons kom sê hierdeur. So, ek moet myself rein hou, soos wat Jesus rein is. Nou, is hierdie begeerte in my. Vers 4, elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. En ons het ons nou in 1 Johannes 1 vers 8 daarso gelees, jy weet, dat almal het sonde, en moenie dink dat jy nie sonde het nie, maar hy sê, jy oortree die wet van God. Dit is logies, want die wet van God is ook daarom vir ons te wys, dat ons sonde doen. Want sê hy, sonde is immers die oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sonde weg te neem, om sondes weg te neem. Hy neem, want in Matteus 1 sê hy vir ons, toe die engel aan Josef verskyn, en hulle sê ook in Matteus 1, kom ek lees dalk gou vir jou hierdie gedeelte in Matteus 1, want dit het verband met hierdie. Hy sê vir ons in Matteus 1, daarvan vers 21 af, wanneer die engel van die Here in 'n droom aan Josef verskyn, en dan sê hy vir hom, vers 20, Josef seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want in haar is verwek, wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Dit kom van die Here self af, wat hy hierdie goed sê. Nou, dit is hy wat die volk van hulle sonde sal verlos. En nou skryf Johannes hieroor, hy is die ene, julle weet dat Jesus gekom het om sondes weg te neem, sê hy in vers 5. En daar is geen sonde in hom nie, want ons weet mos, hy het as mens kon hy instaan vir ander mense. Hy was die tweede Adam gewees, soos wat Paulus vir ons skryf. So hy staan in vir die mensdom, hy is sondeloos, en dan kom staan hy in en hy kom sterf namens die mensdom. So daai ruiltransaksie waaroor ons al in een van die ander Bybelstudies gepraat het, die ruiltransaksie, ek dink dit was in Petrus, die ruiltransaksie wat plaasvind, sodat my sonde op sy reinheid kan kom, op hom kan kom en sy reinheid weer na my toe kom. En dit is wat plaasvind. So hy kom vergewe ons sondes, hy neem dit weg, en daar is geen sonde, want daar is geen sonde in hom nie. Dis hoekom hy dit kon doen. Dis Psalm 103 wat ook vir ons sê, ne? Dat God verwyder ons sondes so ver soos die ooste van die weste af is. Ne? Hy dink nie meer daaraan. Maar, ietsie van Psalm 51 moet gebeur in jou lewe, gaan lees gerus ook weer Psalm 51, hoe Dawid kom, en Dawid berou toon oor sy sonde wat hom eintlik uitgeteer het, ne? En toe Asaf na hom toe kom en sê, jy moet jou sondes bely, en hoe hy dit bely, en dis 'n baie belangrike Psalm 51, in terme van sondebelydenis, om na God toe te kom en net jou sondes voor hom neer te lê. So gaan kyk gerus daarna, gaan lees dit. Nou gaan hy aan en hy sê in vers 6, iemand wat in hom bly, iemand wat in Christus is, wat in hom glo, hou nie aan met sonde nie. Nou, wat jy het mos nou die Heilige Gees in jou, wat jou moet bestuur, en wat jou moet lei, en wat jou moet leer, en dis hoekom hy sê, jy hou nie aan met sonde nie, want sonde is om God se doel met jou lewe te mis. En omdat ek in Christus is ek lief vir hom, en nie lief vir die wêreld nie, so ek wil graag gehoorsaam wees aan hom, en doen wat hy sê.
Daarom gaan ek nie aanhou sondig nie. En hy sê, iemand wat dus aanhou sondig, het hom nie gesien nie, menende, jy weet, het nie 'n effek op hom gehad nie, en ken hom nie, leef nie in 'n verhouding met hom nie. So as jy aanhou sondig, dan plaas ek weer eens 'n groot vraag teenoor jou lewe. Is jy 'n kind van God? Nee. Vers 7, kom hy en hy sê, liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. As mense wat slim praatjies praat, wat sê jy kan maar in hulle tyd, van hierdie dwaalleraars, wat sê nee, maar jy kan maar sonde doen. Dit het net 'n effek met die liggaam, dit het geen effek op jou gees, op jou binneste nie. En ons weet dit het. As ek sonde doen, het dit eventueel 'n effek op my binneste. Dit het 'n effek op my verhouding met die Vader, op my verhouding met Jesus Christus. Hy sê, liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig. So, as jy regverdig lewe, menende jy lewe in Christus, dit wat vir Christus belangrik is vir jou belangrik, so weet, jy probeer doen wat Christus van jou verwag, hy sê, dan is jy regverdig. Dan is dit jou status van 'n regverdige, 'n kind van God, word gereflekteer in sy of haar dade. Hy sê, jy is regverdig, soos hy regverdig is, soos Jesus regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel. Wie aanhou sonde doen. So, is nie, nou moet ons net mooi onderskei, en ek dink is belangrik, kom ons lees net eers verder, en dan praat ons daaroor. Hy sê, wie aanhou sonde doen dan, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. So hy sê vir jou, as jy regverdig is, as jy in Christus is, dan gaan jy nie sonde wil doen nie. Dis nie die beheersentrum van jou lewe meer nie. Dis nie, want as ons ook gaan kyk, hoe skryf Paulus daaroor, onthou julle in Efesiërs 2, in Efesiërs 2 skryf Paulus en hy sê, die mens van die wêreld, dis nou die ongelowige, word gelei deur sy eie luste en drange, en sy eie begeertes wat hom saamsleep in hierdie lewe. Hy is onder leiding van die owerste van hierdie wêreld, onder leiding van die duiwel. So lewe lei tot ondergang, so lewe lei tot die ewige dood. Maar hy sê, jy wat in Christus is, ons het nou daarby gebeur, jy lewe die regverdige lewe, want hy is regverdig. Jy lewe geheilig, afgesonder, en die wêreld hou nie van jou nie. Jy leef net eenvoudig anderste. En jy moet daarby bly, want dis jou nuwe identiteit. En hy sê vir jou, hierdie mens wat anderste leef, wil nie leef soos hierdie mens nie. Hierdie mens wil nie die sonde doen nie. Hierdie mens wil nie hom laat lei deur sy eie luste en drange nie. En dis hoekom hy sê, ek gaan net aan, en ek gaan leef soos wat Christus vir my sê. Want hy sê, vir ons in hierdie gedeelte, as jy aanhou sonde doen, is jy nie onder leiding van Christus nie. So, aanhou, en daardeur sê hy, as jy totaal onder die mag van die sonde kom. Ek weet nie, jy moet, as hy 'n totale greep, die sonde, 'n totale greep op jou lewe het, en jou lewe eintlik oorweldig, en dit kan nie met 'n kind van God gebeur nie. Want 'n kind van God, ja, ons maak foute, ons doen van tyd tot tyd, doen ons die verkeerde, of dink ons die verkeerde, sê ons die verkeerde. Dit is die lewe, dit gebeur, en daarvoor het ons vergifnis wat ons kan vra, en vryspraak wat ons kan kry. Maar hierdie kind, hierdie van die duiwel, hierdie ongehoorsame kind, wat aan die wêreld oorgegee is, hy laat hom totaal geheel en al beheer deur sy eie luste en drange. En dis anderste, so moenie hier die mekaar raak nie. Dis anderste as 'n gelowige wat van tyd tot tyd sonde doen. Moenie nou dink as jy sonde doen, dat jy die duiwel se kind is nie. Jou identiteit is reeds gevestig. Jy is 'n kind van God. Jy's 'n kind van God. Jy kan ook nie sê jou identiteit is 'n sondaar nie. Nee, jy's 'n kind van God wat sonde doen partykeer. En ek dink dit is waar ons taal in terme van jy weet dit wat die Griekse teks ook vir ons gee.
so 'n bietjie te kort skiet, want die Griekse teks sal nooit vir 'n gelowige sê dat jy sondaar is nie. Want dis nie meer jou identiteit nie. Jou identiteit, jou burgerskap, alles het verander. So jy is dus nie as kind van God 'n sondaar nie. Jy is 'n kind van God. Wat van tyd tot tyd fouteer. Dit is belangrik. Hy sê, goed, hy sê die duiwel, vers 8, wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die seun van God het juis gekom om die werk van die duiwel tot nul te maak. So, hoor hier, die seun van God is dus sterker as die werk van die duiwel. Dis hoekom die seun van God die regverdige is. Sy status voor die Vader is heeltemal anderste. So hy het die oorwinning behaal, en omdat ek en jy in Christus verborge is, Paulus skryf, ek en jy is in Christus gewortel en gegrondvles, né? Dis waar jou kos, soos die die plant se wortels, sy kos vanuit die grond kry. Hy sê, so kry jy jou kos vanuit Christus uit. Jy is daar gewortel, jy kry sekere voeding daar, om op te groei na jou nuwe identiteit. So, en Christus is sterker as die duiwel, so jy kan oorwinning oor die sondes kry, deur Christus, deur die Gees, Romeine 8, wat dit vir jou sê, deur die Gees is daar oorwinning. En dan hoofstuk, vers 9, iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, hy laat hom nie meer, hy sê eintlik hier, hy laat hom nie meer in die mag en die greep, en totale oorweldig deur die sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly. Sien, daar's 'n nuwe beheersentrum. Die bose is nie meer in beheer van jou nie, want jy het jou lewe afgesterf, en toe kom maak die Gees van God, kom woon in jou. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is, né? Kom ons lees hom weer, dis 'n belangrike vers. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly, en hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Die identiteit van God is dat hy nie sondig nie. Omdat jy nou vanuit God gebore is, vanuit God se DNA as dit ware wat nou in jou is die DNA dat jy nie primêr dan nou meer 'n sondaar is nie. Dat jy nie meer onder die mag van sonde is nie. So hy sê vir jou, besef dit. Jy is onder die mag van Christus, onder die mag van God. En daar is oorwinning oor sonde, as jy sonde sou doen. Vers 10, hieraan is dit duidelik, wie kinders van God en wie kinders van die duiwel is, in die manier hoe hulle optreed is, né? Iemand wat nie regverdig lewe nie, en nie sy broer lief het nie, so dit gaan oor die dade hier, behoort nie aan God nie. As ek nie leef soos wat Christus leef nie, nie met Christus se hartklop leef nie, hy sê dan behoort ek nie aan God nie, né? So, want onthou, as hy jou lewe kom verander het, dan moet dit sigbaar word in jou dade. Want anderste, ons het daaroor al gepraat, anderste soos Jakobus, bevraagteken ek jou geloof, bevraagteken ek jou verbondenheid. En hy kom sê hier vandag vir jou, ek en jy is kinders van God. Ek en jy het die Gees van God in ons, wat ons beheer, wat ons lei in hierdie wêreld. Jy is nie 'n sondaar nie. Jy is primêr, is jy kind van God, wat van tyd tot tyd sonde doen. En as jy sonde doen, is daar vir jou vergifnis. As ons skuldbelydenis doen, is daar vergifnis vir jou. Terwyl 'n kind van die wêreld is onder mag van die duiwel, word totaal geheel en al beheer deur die duiwel, en deur die mense eie ek, sy eie liste en drange. En daai goed het jy alles afgesterf. En dit is belangrik om dit te onthou. Dit is belangrik om so deur die lewe te gaan. Want die duiwel gaan vir jou kom sê, man, ek dink nie, kyk nou hierdie fout wat jy begaan het. Ek dink nie, 'n kind van God, maak nie so nie, jy is waarskynlik nie 'n kind van God nie. Dis die fout, dis hoe hy jou aanval, dis hoe hy jou laat twyfel in jouself. Ek daag jou uit om te gaan groei in jou identiteit, want jy is regverdig, onthou dit, jy is geregverdig, jy is vrygespreek, omdat jy in Christus is. En mag jy daai lewe gaan leef, en mag jy dit voluit gaan leef, mag dit sigbaar word in die wêreld daar buite gaan.
en gaan maak regtig ware verskil, want die wêreld het dit nodig. Die wêreld het mense soos jy nodig om 'n verskil te gaan maak. En mag jy die Bybelstudie wat hierna is geniet en dalk tot dieper insig van die teks kom, soos wat die Heilige Gees jou lei ook. En ja, ek bid dat jy 'n wonderlike week sal hê en dat jy die werking van die Here in jou lewe sal ervaar ook. So seën vir jou week en ja, geniet die Bybelstudie hierna, of jy dit alleen doen of dit saam met 'n groep doen. Maar kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, ons kom sê vandag vir U dankie dat ons U kinders kan wees. Dankie dat U gekom het, Here Jesus, om ons te kom verlos uit hierdie wêreld uit. Dankie dat ons vrygekoop is. Dankie dat ons regverdig is, omdat U regverdig is. Dankie vir die vryspraak wat ons gekry het. Ek kom bid vir elkeen wat luister na hierdie boodskap, Vader, dat U hulle sal aanraak en dat U hulle die versekering sal gee, dat as hulle lewe oorgegee het, dat hulle kinders van U is. En niks of niemand hulle anders te sal oortuig nie. Baie dankie vir alles wat U vir ons doen, en dat die liefde ewigdurend is. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê en ons gesels as die Here wil volgende week weer. Groete.